Een van die baie belangrike aspekte van die lewe van die gelowige is verandering. Daar is 'n pad van verandering wat ons loop, van die feit dat van die oomblik wat ons gelowig geword het, regdeur tot aan die einde van ons lewe. En hierdie verandering is gelykmatig, dit is noodsaaklik, dit bring verdieping, daar is soveel voordeel in om hierdie verandering wat deur die Gees van die Here in ons gewerk word, te waardeer, toe te laat en te geniet. Ek lees dit in Romeine 6 vers 19. Nou Paulus sê, dit is nodig om hierdie verandering te verstaan en hy maak dit duidelik deur 'n voorbeeld wat hy gebruik. Hy sê, weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle. So, daar was 'n tyd wat dinge nie na die doel van God in ons lewe plaasgevind het nie. 'n Lewe wat volgens Paulus eintlik sedeloos, wetteloos en al hierdie nare dinge is. Maar hy sê, nou moet julle daardie selfde toewyding wat julle gebruik het om daardie lewe te lei, nou laat verander. Nou moet julle elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Nou heilig lewe is eintlik die doel waarheen ons of waarmee ons elke dag te doen moet hê. Dis nie iets wat ons eendag in die hemel gaan hê nie. Dit is om nou heilig te leef, bloot om afgesonder vir God te leef. Ons lewe rondom sy belang, sy wil en sy woord in te rig. Daarom hierdie verandering begin vandat ons gelowig word en ek kan met groot dankbaarheid en oortuiging sê, dit duur voort deur jou hele lewe tot aan die einde van jou aardse lewe. Kom ons ervaar hierdie verandering en ek dink amper ek wil amper sê, kom ons raak bekommerd as ons nie nog verander nie, want dit is deel van ons groei in die Here deur die krag van die Heilige Gees. En dan kan ons mooi loop